So as ek vanoggend sekere stellings maak, sekere woorde gebruik wat dalk vir jou vreemd is, wat jy nie aan gewoond is nie, wil ek jou vra om asseblief terug te gaan. Daar's 'n hele YouTube channel wat ons deur die goedes gaan vers vir vers en gaan kyk en gaan beleef dit. Romeine is 'n ongelooflike mooi belangrike boek, 'n boek wat vir jou lewe sal transformeer. Want die blote feit is, dis 'n boek wat Paulus skryf aan 'n gemeente wat hy nooit gestig het nie. Hy skryf dit aan 'n gemeente by wie hy nog nooit gaan kuier het nie. En hy skryf vir hulle sy volledigste brief. Die brief wat vir hom so belangrik is, dat as jy wil verstaan hoe lyk jou lewe saam met Jesus, is dit wat hy skryf in Romeine. Dis by verre, nadat ek en jy die boek Johannes deurgegaan het, om te ontdek wie is Jesus, is Romeine die ongelooflike crucialste boek wat ek en jy kan lees vir jou geloof, om te kan net uitfigure wat doen ek. En so as Romeine vir jou vreemd voel, as Romeine vir jou ingewikkeld voel, is omdat jy nog nooit saam met iemand deur hierdie boek gegaan het nie. En so moenie net deur dit gaan lees net vir binne in 'n middag gou deur 'n boek lees nie. Daarso is tyd en energie wat ons spandeer in dit, en daar is ongelooflike diep beginsels wat ons daar uithaal. So vanoggend gaan ons raak aan so 1 of 2 dalk, maar ek het regtig nie tyd om deur alles te gaan nie, maar ek wil wel saam met jou vinnig net gou die basiese struktuur weer vasmaak. So blaai vir my na Romeine 1 toe, en al wat ek wil hê is, soek net saam met my deur 'n paar verse soos dit ons deurgaan, net sodat jy kan sien waantoe is ons op pad. So Romeine 1, vers 1 tot en met vers 17 se primêre fokus, hierdie is die inleiding. Dis basies die intro wat Paulus gee oor die brief. En ek dink die een mooiste gedeelte wat hy daar insit, wat vir jou ook 'n opsomming is van hierdie boek, is Romeine 1 vers 16 tot vers 17 toe. Hy sê, vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier aan die werk is, en dit bring verlossing vir elkeen wat glo, heel eerste vir die Jode, maar ook vir die nie-Jode. Hierdie goeie nuus, vers 17, is die opsomming. As jy hierdie vers verstaan, het jy nie eens nodig om verder die boek te lees nie. Hierdie goeie nuus maak God bekend dat hy ons van ons sondes vryspreek, en dit gebeur enkel en alleen deurdat ons glo. Dis wat gebeur. God spreek jou vry van jou sondes, en dit gebeur net omdat jy glo. So dis die intro, dis die eerste 17 verse gaan oor dit, en dan begin hy vanaf vers 18 tot en met hoofstuk 3, vers 20 toe, sê hy vir jou, wat is die slegte nuus? En as jy nou gedink het, iewers is jy nou baie oulik en baie vroom, en dat jy nie te bad is nie, dan lees jy daai gedeelte, en basies wat hy vir my en vir jou sê, is ons almal is in ons glory in. Pretty much dit. Dis wat hy vir ons sê. Daar is niks in jou wat jou gaan kwalifiseer vir die hemel nie. Jy is tickets. En so dis wat gebeur. Hy het vir ons weke lank het ons vasgebyt aan daai paar verse, en al wat hy gedoen het is konstant vir ons sê dat ons is nie goed genoeg. Op jou beste dag is jy nie goed genoeg om die standaard van God te bereik nie. Dis wat hy gaan doen het, en hy het vir ons mooi opgesom in Romeine 3 vers 23, en hy sê, ons het immers almal gesondig, ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Elkeen van ons, daar's nie een van ons wat nie deel van dit is nie, maar hier kom die goeie nuus. Maar nou spreek God ons in sy genade vry, nie op wat jy gedoen het nie, maar van verlossing wat Jesus Christus vir ons verkry het, en dit sonder enige verdienste van ons kant af. Al wat jou vry maak is Jesus aan die kruis. Niks wat jy gedoen het nie, nie oulik wees nie, niks het vir jou enigstens iets beteken nie. Al wat vir ons iets beteken is jy het genade, vryspraak ontvang op grond van Jesus aan die kruis. En dan sê hy vers 30, en hier herhaal hy 1 vers 17, en hy sê daar is net een God, en daar is net een manier om sy vryspraak te ontvang. Hy spreek mense vry net deurdat hulle glo. Dis wat gebeur. As ek en jy hierdie moet verstaan, dis net deur geloof. En dan gebruik hy hoofstuk 4 net om te gebruik as Abraham as 'n voorbeeld. En so dit was sy hele fokus gewees. Hoofstuk 5 is waar dit begin amazing raak. Dan begin ons die voordele of die voorreg beleef van wat dit beteken om 'n Christen te wees. En vers 1, hoofstuk 5 vers 1, sê dit vir my so mooi. Hy sê, as mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus
ons Here gedoen het. Daar is nou vrede tussen my en God. Wat beteken? Dat God se straf van jou is weggevat. Dit beteken jy word nie meer gestraf deur God nie, want dis wat Jesus vir ons gedoen het. Vers 6, ja, juis toe ons nog totaal hulpeloos was, het Christus vir ons, die goddeloses, kom sterf. Dis wat hy gedoen het. En dan sê hy vers 11, en daarom het ons nou versoening tussen ons en God. Daar is 'n herstel van verhouding tussen ons en God. En so, hoofstuk 5 is ongelooflik mooi, te klomp waarhede in. Die tweede helfte van hoofstuk 5 gebruik hy dan die voorbeeld van waar Adam een mens sonde gedoen het een mens Jesus kom herstel bring, en nie net herstel nie, ver meer gee as wat Adam gedoen het, en wat Adam gebreek. En dit was sy hart gewees in hoofstuk 5. En dan aan die einde van hoofstuk 5, hy maak hy nog hierdie baie sterk stelling, en dan sê hy, hoe meer sonde word in ons lewe, hoe oorvloediger word die genade van ons. En dan gaan hy in 'n stelling argument area in, en so hoofstuk 6 en hoofstuk 7 maak hy hierdie stellings, en al wat hy doen is hy besef ons wat aan daai kant sit en hierdie hoor, en sê, wat sê vir my, ek hoef net te glo, beteken dit nou dat ek kan nou sonde doen soos ek lus het? Dis wat hy doen, en vanaf hoofstuk 6 tot hoofstuk 7 toe, is hy beantwoord hierdie vraag. Dan sê hy, nee, dit beteken nie dat jy sonde kan doen nie, dit beteken jy is dood vir sonde. En dan sê ons nou, wat beteken dit? Jy sê nou vir my, ek hoef nie meer die 10 gebooie te doen nie, en onthou, as ons sê van die wette, ons dink aan 10 gebooie, dis eintlik 613 wette, en dan wat gebeur is, dan sê ons nou, maar beteken nou, ek hoef nie die goeders te gehoorsaam nie, en dan kom en dan spreek hy dit weer aan. En so, daai 2 hoofstukke hanteer dit, en aan die einde van hoofstuk 7, die tweede helfte, dan begin hy praat oor die worsteling met sonde wat hy self beleef. Daai selfde worsteling wat ons beleef. Die worsteling wat jy voel, dat Jesus, ek weet wat ek moet doen, maar as ek my vang, is ek besig om sonde te doen. Ek weet ek moet dit nie doen nie, maar ek is besig en ek worstel en ek worstel en ek worstel, en ons konstant hierdie worsteling in my hart teenoor sonde. En hy sê, dis wat hy beleef. En dan kom ons in hoofstuk 8 in, en hoofstuk 8 vers 1, dan sê hy, vir hulle wat aan Christus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Wat beteken, jy het 'n nuwe identiteit, en die rol van sonde, en ons gaan vanoggend weer daaroor gaan praat, die rol van sonde in ons as 'n gelowige bepaal nie jou identiteit nie. Hoor mooi. En hierso is waar ons groot woorde gebruik het. Ons praat oor die beginsel van regverdiging, het ons gesê dat daar is 3 groot woorde wat jy mag vergeet, maar moet nooit vergeet wat hulle beteken nie. So nommer 1, propitiation, beteken Jesus het aan die kruis gesterf, en toe hy aan die kruis sterf, toe vat hy die volle wraak van God op homself. Wat beteken dat God se wraak was uitgestort oor Jesus, pretty much wat sou uitgestort gewees het teenoor jou. Jesus het in die plek gestaan om die wraak te neem wat God vir my en vir jou eintlik bedoel het. Dis wat propitiation beteken. En dan het ons gesê expiation, dit beteken dat my titel as sondaar is van my afgehaal en bo op Jesus gesit. So daai wat is uit my rekening uitgehaal. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Daai titel is uitgehaal uit my uit en op Jesus geplaas. En dan sê ons, die ander woord is imputation, wat beteken Jesus se regverdiging is van hom af op my geplaas. So dis wat beteken. Dit beteken dat ek is regverdig. Ek is nie meer 'n sondaar nie, want Jesus het alles betaal aan die kruis. Dis wat dit ongelooflik mooi laat wees vir my en vir jou. Dis maak jy nie opgewonde raak oor wat Romeine vir my en vir jou sê, en dit doen jy net op grond van geloof in Jesus. So dis wat dit vir ons so mooi maak, maar dan moet ek en jy verstaan, dat as ek en jy begin, en nou gaan ons begin praat oor die worsteling van sonde, en so nou wil ek die studie optel in vers 9. So ons het al vers 9 hanteer, maar lees saam met my vers 9 en hier gaan ons. Maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. Julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Onthou, iemand wat nie in die Gees van Christus het nie, is nie een van sy mense nie. As Christus in julle lewe, is julle liggame wel nog as gevolg van sonde aan die dood onderhewig, maar julle Gees leef omdat julle saak met God reggemaak is.
Omdat die gees van God, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die doodheid opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak, deur dieselfde gees wat in julle woon. Daarom dan, my broers en susters, is dit noodsaaklik dat ons die druk van ons sondige natuur sal weerstaan en nie daarvolgens lewe nie. Want as die sondige natuur julle lewe beheer, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die gees die werke van julle sondige natuur doodmaak, sal julle werklik lewe. Want almal wat hulle laat lei deur die gees van God, hulle is kinders van God. Die gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het 'n gees van ware kinders ontvang en deur hierdie gees roep julle uit tot God, Abba, ons Vader. Want die gees self bevestig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. En as ons God se kinders is, maak hy ons ook sy erfgename. Saam met Christus deel ons in sy rykdom, en as ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons sekerlik ook deel kry in sy heerlikheid. So kom ons begin by vers 9 en ons sê vir onsself, wat sien ons? Hy begin vir ons hierso en hy sê vir ons, maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie, julle word beheer deur die gees, omdat die gees van God in julle woon. Onthou, iemand wat nie die gees van Christus het nie, is nie een van sy mense nie. So met ander woorde, hier kom en hy sê vir ons, dat as jy wil weet of jy 'n kind van God is dit pretty much maklik om te weet, jy moet die gees van God in jou. Jy moet die gees van die God in jou hê, en as jy dit nie het nie, beteken ek is nie kind van God nie. Nou moet ons onthou, ons bly in 'n land wat 80%, 83% van die mense sê dat ek is 'n Christen. Maar as ons kyk na die leefstyl en die toestand van ons land, dan besef ons baie ouens sê dit, maar nie baie ouens leef dit nie. So jy kan baie oppervlakkig sê dat ek glo in Jesus, maar jy moet verstaan dat wanneer ons hierdie sê, dan beteken dit daar is iemand wat dit kan sê, en jy kyk na sy lewe en jy sê, nee, jy's net so groot krimineel soos ek. Is pretty much wat gebeur. Jy bly nog steeds 'n krimineel. Jy kan sê wat jy wil, maar daar's niks wat verander nie. En dan is daar mense wat sê ek is 'n kind van God, en jy sien dit in hulle lewe. Want dis die groot ding. Jy kan vir mense fake deur wat uit jou mond uit sê, maar jy kan nie die Heilige Gees fake in jou lewe nie. Jy kan nie die Heilige Gees in jou lewe naboots nie. Dis net onmoontlik. En so nou kom en hy sê vir ons, dat as ek en jy wil identifiseer of jy self 'n kind is van God, en of jy na iemand anders te kyk en sien of hy 'n kind is van God, hier is die teken, die Heilige Gees binne in hulle. Dis wat ons sien. Nou, dis baie moeilik om te identifiseer, want nou sê vir my Jean, maar hoe weet ek die Heilige Gees is in my? Want hier is die groot ding, as ek en jy gaan kyk vir mense om ons, dan sien ons, jy kan baie maklik identifiseer wat verandering in ander mense se lewe is. So as jy saam met Alistair groot geword het, en jy besef Alistair is 'n groot krimineel. Kyk, ek ken hierdie ou, hy hou van steel. En hy steel primêr chappies. So hy maar konstant, as jy 'n chappie naby hom los, dan vat hy dit. So jy kan nou saam met Alistair groot word, en jy ken hom, jy weet wie hy is, jy weet hy's 'n krimineel. Nou wat gebeur is, nou sien jy oor 10 jaar vir Alistair glad nie. En nou loop jy hom weer raak, en skielik het hy verander. Skielik vloek hy nie meer nie, skielik steel hy nie meer chappies nie, skielik deel hy chappies uit vir ander mense, en skielik wat jy agterkom, is ek besef hoe maar daar het verandering plaasgevind in sy lewe. So ons identifiseer gewoonlik verandering in ander mense se lewe, veral as ons vir 'n lang tyd nie hulle gesien het nie, dan sien jy ewe skielik daar's iets verander. Die oomblik wanneer jy wel saam met iemand in 'n kantoor is en skielik hierdie ou sê nee, ek is nou klaar met vloek. Dan sê jy, kom ek gee jou tot lunchtyd toe. Nee, dis wat gebeur. Ons kyk en ons sien sekere situasies en ons is baie skepties oor verandering in ander mense se lewe in kort tydperke, maar oor 'n lang termyn sien ons dit maklik raak in ander mense se lewe. Maar ons sien baie min verandering in ons eie lewe raak. So as jy vir jouself moet vra, hoeveel het jy verander in hierdie jaar? Dan wat gaan jou antwoord wees? Is nee, voel nog pretty much dieselfde soos in die begin van jaar. Hoeveel het jy verander van laas jaar af? Sê Januarie.
Ek meen, onthou, jy's nou al deur 2 New Year's resolutions. So hoeveel het jy nou al verander in die proses? En dis die ding, is want ons sien verandering ongelooflik moeilik in ons harte raak. En die rede daarvoor is ons sien daai korrupsie in jou eie hart, want jy weet jy is 'n krimineel. Jy weet jy doen sonde, jy weet jy doen partykeer goed is intentioneel. Jy ken nie trots, jy sien nie trots in jou eie hart, jy sien nie selfsugtigheid in jou eie hart. En in dieselfde proses is ons baie hard op onsself. En so dis nou die vraag. So as ek en jy nou praat van hoe sien ons, hoe weet ek dat die Heilige Gees is 'n teken in my lewe dat ek kind van God is? Want hier's die groot ding, ons kyk na onsself, ons sien ek is korrup, ek sien my hart is nie reg nie, en dan partykeer worstel ek met die idee om te kan sê, maar is ek regtig kind van God? En in hierdie gedeelte, vanaf hoofstuk 8 vers 10 tot en met vers 17, gaan hy vir ons 4 tekens gee. 4 goeders wat gaan plaasvind, wat jy kan sien, wat deur die Heilige Gees 'n teken gaan word, dat die Heilige Gees in jou lewe is. Want hier is die ding, dis ongelooflik belangrik om te verstaan, dat is baie maklik om deur die Romeine te gaan, en ons lees konstant, al wat jy moet doen is glo net. En ek is baie versigtig, want hier is die groot ding, julle, as 'n mens praat oor glo net, is dit die gevaarlikste ding wat jy vir iemand kan sê in terme van hulle geloof. Want ons party ouens wat glo en sy lewe verander. Maar dan is daar ander ouens, omdat hulle dink dat die goeie baar wat ek het, ek is 'n goeie mens en daarom gaan ek hemel toe. Hulle perspektief is dat almal gaan hemel toe. Hulle perspektief is dat goeie mense gaan hemel toe. En omdat hulle dit dink, sê hulle ek glo in Jesus, maar hulle gaan eendag voor God staan en Matteus 7:21 en gaan hulle sê, maar Here, Here, en hy sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Daar is die gevaar as jy iemand los wat sê ek glo, maar daar's niks wat verander in sy lewe nie. En so as ek en jy vir onsself vra, is die Heilige Gees in my lewe, is dit crucial. Dis ongelooflik belangrik, want as jy nie die Heilige Gees in jou lewe het nie, en jy lewe en flout asof hy doen, dan gaan jy eendag groot geskok wees in die hemel. Maar vanoggend praat ek primêr met 'n gehoor, wat ek glo julle almal is cute en cuddly, so julle almal glo ek is daar so 3 of 4 kriminele wat ek geaai het hierso, maar meeste van julle glo ek ken Jesus en dien Jesus omdat hy regtig in jou hart bly. Die ander ouens het ingelê omdat Afrikaans groot gister was. Dis basies, hulle is nie. Hulle almal slaap die babbelas af. So vir wat dit werd is, ons sit nou hierso en ek sê kom ons gaan vra onsself die vraag. As ons gaan deur hierdie goedes lees, identifiseer ek die Heilige Gees in my lewe. Alright, so hier begin ons in vers 10. Hy begin met as Christus in julle lewe, is julle liggame wel nog as gevolg van sonde aan die dood onderhewig, maar julle gees leef omdat julle saak met God reggemaak is. Hierdie konsep wat hy praat van sonde wat aanhou lewe, dis min of meer as jy nou kan dink aan 'n hoender wat se kop afgekap is. Nou, jy het dit nou al self gesien, dalk self gedoen, of jy ken nie die konsep teoreties. Maar as jy 'n hoender se kop afslaan en jy sit hom neer, dan loop hy. En hy hardloop en hy doen alles wat 'n gewone hoender nog doen. Dis wat 'n hoender doen. As jy sy kop afsny, dan gaan hy aan met die lewe. Want dis die ding, is daar vat 'n oomblik, daar vat so 2 tot 3 minute vir sy liggaam om agter te kom wat sy nuwe toestand is. So hy is tegnies dood, maar sy liggaam het nog nie dit agtergekom nie. So as ek en jy kind van God is, beteken dit jy het 'n hele nuwe lewensverandering gekry. Maar jou liggaam het nog nie opgevang met jou nuwe toestand waarin jy is nie. Wat beteken, is dat in jou menswees beleef ons nog sonde. Ons beleef nog sonde, maar dit is nie ons natuur nie, dit is nie ons identiteit nie. En daarom is dit wanneer ons as gelowiges nog steeds worstel met sonde, dat dit ons nog steeds sonde raak sien, want geen Christen kom tot bekering en is perfek nie. Dis wat ons moet verstaan. Pretty much, meeste van ons hierso hardloop rond soos afkophoenders. Jy het nog nie agtergekom dat jy is nou 'n nuwe mens nie. En so dis wat ons sien.
Vers 11, omdat die Gees van God wat in Jesus jou uit die dood uit opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak, deur dieselfde Gees wat in julle woon. So nou kom hy en hy praat nou, hy het nou vir ons gesê dat jy as mens, want as hy praat van liggaam, hier praat hy nou van jou menslikheid, jou sondige natuur. Hy sê hierdie sondige natuur maak dat hierdie liggaam dood is, maar hy sê dat God of die Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, sal hierdie liggaam weer lewendig maak. En hy gaan dit tweevoudig doen. Nommer 1, hy gaan laat hierdie fisiese menslikheid wat jy nou is, sal hy maak dat daar goed uit dit uitkom, wat beteken dat jy God kan verheerlik, dat jy 'n voorbeeld sal wees vir ander mense, dat jy ander mense sal kan lei na Jesus toe. Dit is wat gebeur as die Heilige Gees jou lewendig maak. En nommer 2, is die dag wanneer jy die laaste keer jou asem uitblaas, dan skep God vir jou en hy vernuwe hierdie liggaam in 'n verheerlikte liggaam in wanneer jy in die ewigheid saam met hom kan wees. En dis wat ons wel sien. Vers 12, en hierso is waar ons die eerste teken gaan sien. Hy sê, daarom dan, my broers en susters, is dit noodsaaklik dat ons die druk van ons sondige natuur sal weerstaan en nie daarvolgens sal lewe nie. Want as die sondige natuur julle lewe beheer, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees die werke van julle sondige natuur doodmaak, sal julle werklik lewe. Hier is die eerste teken. As ek en jy wil weet of die Heilige Gees in jou lewe is, gaan jy veg teen sonde. Dis wat gaan gebeur, dis jou eerste teken, jy gaan veg teen sonde. Want die groot ding is, in jou menslike natuur sonder die Heilige Gees, is daar 'n begeerte vir sonde. Daar is 'n begeerte vir korrupsie, daar is 'n begeerte vir selfsug, daar is 'n begeerte vir trots. Jou groot ding is, as jy jouself los en eerlik is met jouself, gaan jy op 'n plek wees waar jy jouself wil ophef en ander mense neerdruk. Wat beteken, as jy by die werk is en iemand is besig om jou te irriteer, of jy hom net in die ore gryp om in die kop swamp. Dis wat gebeur, né? As jy jouself los, is dit wat uit jou uitkom. As jy jouself los, dan gaan jy wil begin mense manipuleer. As jy jouself los, gaan jy mense wil begin beheer. Jy gaan op 'n plek kom waar jy jouself wil groter maak en ander mense neerdruk. Dis die oorspronklike toestand, en so as ek en jy op 'n punt kom en ons veg teen sonde, dan is dit omdat ek gekonfronteer word met wat in my hart aangaan en ek besef, Here, ek kan nie so optree nie. Ek kan nie toelaat dat ek so in hierdie korrupsie inval nie, en die Heilige Gees laat dit toe in ons lewe. Hy laat hierdie goeders baie keer plaasvind. Ek kan onthou, al was een keer het ek myself in my glorie in gewip vir iemand. Ek het myself so hoog gewip, ek kon amper nie van die dak afklim nie. En die groot ding is dit, al wat ek toe sien op YouTube, was daar 'n kommentaar gewees. Dit is baie belangrik om te vergewe. Ek sê, ag Here, regtig. Dis wat gebeur, is jy word gekonfronteer met 'n stelling, en skielik besef jy, maar Here, ek wil verander. Ek besef in my wese, dis asof hierdie woede in my opstaan, en ek besef net in hierdie oomblik, maar dis nie wat die Here vir my wil hê nie. Dis 'n simpel ding soos dit, dis baie keer kom praat iemand met jou oor iets, baie keer is jy self besig en jy is net super bewus van die Heilige Gees in jou en sê, dis nie wat jy nou moet doen nie. Dis wat gebeur as ek en jy die Heilige Gees in ons het, dan is ons besig om te veg teen sonde, wat beteken, jy gaan nooit okay wees met hoe jy is in sonde nie. Jy gaan nooit okay wees met aanhou vloek soos jy doen nie. Jy gaan nooit okay wees met aanhou steel soos jy doen nie. Jy gaan nooit okay wees met SARS ontduik soos wat jy doen nie. Jy gaan nooit okay wees om net bitter te wees of manipulasie te beleef of net offense in jou hart toe te laat nie. Jy gaan nooit okay wees met hierdie goeters nie, want die Heilige Gees is heeltyd besig om jou te roep na iets groter. Veg teen sonde. So daai begeerte wat jy in jou hart beleef om meer te wees soos Jesus, daai is 'n teken van die Heilige Gees in ons lewe. En ek sê vir jou nou, as jy nie in jou hart 'n begeerte het om te veg teen dit nie, moet jy jouself vra of ek die Heilige Gees in my hart regtig het. So dis ongelooflik, en dis wat hy sien. So dit is vir ons belangrik, en dan sê hy vir ons, want ons moet verstaan dat hierdie sondige natuur, die uiteinde van dit is die dood. Maar solank as wat ek en jy veg en worstel teen sonde, sal die uiteinde daarvan lewe wees. Dan gaan hy oor in vers 14.
En sê hy, want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is kinders van God. Nou hier is die tweede teken. Dit beteken dat as ek en jy deur die Heilige Gees in ons het, gaan hy die ene wees wat jou gaan lei. So ons laat toe, want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is kinders van God. Nou, belangrik om te verstaan dat die beginsel van die Heilige Gees wat my lei is crucial. Wat beteken ek is sensitief vir die Heilige Gees wat vir my sê wat om volgende te doen, of wat se besluit om te maak. Nou wees baie versigtig dat jy dink dat hierdie is primêr gedefinieer oor waar ek moet werk, met wie ek moet trou, moet ek die besigheid skuif, moet ek die kar verkoop, moet ek daai kar koop, moenie dink dat dit is primêr die funksie van die leiding van die Heilige Gees nie. So waantoe die Heilige Gees ons lei en hoe hy dit vir ons gaan doen, ek dink is ongelooflik belangrik, maar jy moet verstaan dat as ek en jy vir onsself die vraag vra, wat is God se wil vir my? Wat wil God hê ek moet? Wil God ek hê moet? Dan moet jy een ding verstaan. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê vir ons wat is die wil van God. En hy sê vir ons dit. Hy sê, want God se wil is dat julle moet heilig leef. Dis God se wil. Dis nie baie weird nie, dis nie baie vreemd nie, dis nie mysterieus nie. Dis belangrik om te weet. God se wil is dat jy heilig moet leef. So met ander woorde, die Heilige Gees lei my en jou primêr in twee goeders. Hy lei jou nommer 1 om weg te gaan van sonde af, om op te hou met sonde doen, soos wat ons nou gesê het, om jou te laat weg teen sonde. En dan die tweede ding wat hy doen, is hy lei jou in gehoorsaamheid. Sodat jy gehoorsaam kan wees teenoor God, sodat ek kan doen wat hy wil hê ek moet doen. Nie, hy vat my na 'n plek toe waar ek al die rykdom kan kry van hierdie wêreld nie. Dis wat die Heilige Gees doen. Sy primêre fokus is hy lei jou om heilig te leef. So met ander woorde, as ek die tweede teken in my lewe wil sien, nommer 1 is ek gaan veg teen sonde, en nommer 2 is ek word gelei deur die Gees en ek word gelei spesifiek vir heiligheid. En dan sê hy in vers 15, dan sê hy, want die Gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het die Gees van ware kinders ontvang en deur hierdie Gees roep julle uit tot God, Abba, ons Vader. Hierdie konsep wat hy vir ons hierso gee, hy praat van vreesbevange slawe. 2020 vertaling sê hy, julle het nie immers 'n gees ontvang van wat verslawing bring nie. Nou onthou, as jy nou vroeër gaan kyk in Romeine, dan sal hy praat van die konsep dat ek en jy in sonde is, beteken dit ons leef in verslawing. Die konsep van sonde beteken jy is 'n slaaf van sonde. Jy kan niks doen om jouself uit dit uit te kry nie. Op 'n stadium kom hy en hy praat oor die wet, die goeie goeders, die 10 gebooie is die goeders wat soos 'n slawemeester bo oor ons is. So nou kom hy en hy sê, hy roep ons uit, hy bring vir ons uit 'n hele nuwe gees uit, wat jy nie in hierdie verslawing gaan wees nie. So daai is die konsep wat ons daar gaan, en dan sê hy, maar julle het die gees van ware kind wees ontvang. Ander vertaling sal sê, julle ontvang en bevestig dat ons tot God se kinders aangeneem is. Engels is die woord adoption. As ek en jy gaan dink aan aanneming, moet jy dink in die Romeinse perspektief. Onthou die Romeine se prentjie van aanneming is baie anderste as ons. So ons het 'n prentjie van dat as ek nou ernstig graag wil, dan neem ek 'n kind aan en hierdie kind lyk dalk anders soos as ek, en partykeer sal 'n mens in party gevalle kry jy met ouers wat altyd sal sê, maar dis die kind wat ek aangeneem het. Maar jy moet verstaan dat die verstaan van 'n Romeinse aanneming is dat daai kind word soos jou bloed. Dat daar was Romeinse paas gewees wat 'n kind aangeneem het, en as jy daai kind aangeneem het, kan jy nie daai kind onterf nie. Jy kan jou eie bloedkind kan jy laat onterf, maar jy kan nie 'n aangeneme kind onterf nie. Wat gebeur is op 'n stadium Nero, die keiser Nero, hy was aangeneem gewees en toe trou hy met sy paal wat hom aangeneem het, sy regte dogter, en almal het net gedink hierdie is vreemd. Hulle is nie tegnies bloedverwant nie, maar omdat hulle perspektief is jy word soos bloed, het vir almal gedink dat hoe kan jy met jou suster trou? Dis die verstaan van die Romeinse aannemingsproses, wat beteken as die oomblik wanneer jy aangeneem is,
word jy soos bloed. Nou sê hy vir jou, dat ek en jy het nie meer 'n gees van verslawing nie, maar ons is nou aangeneem as kinders van God. So as ek en jy die aannemingproses reg verstaan, moet jy een ding andersins verstaan. Die enigste seun van God is Jesus. Vanuit homself uit, God drie enig, incredibly intense om daaraan te dink. Maar nou moet ek en jy verstaan, daar is geen ander manier hoe jy kindskap by God kry sonder om aangeneem te word nie. As jy vir 'n Jood sou gevra het, wat kwalifiseer jou as 'n kind van Abraham, dan het hy sy geboortesertifikaat uitgetrek en gesê, sien, my pa, se pa, hy was die groot verre oupa van die ou se oupa, wat by Abraham uitkom. Dis wat jou as 'n kind van Abraham gekwalifiseer het. Jy kan nie kindskap by God kry op grond van hoe jy gebore is nie, wat beteken. Jy is nie 'n Christen omdat jou ouers 'n Christen is nie. Jy is nie 'n Christen omdat jou vrou of jou man 'n Christen is nie. Jy kan die hemel toe gaan op enige iemand anders te om jou nie. Jy moet aangeneem word by God. Nou daar is 'n amazing voorreg wat klein kindertjies, as ons praat hierso van dat God allokeer sonde op 'n persoon, wat beteken jy is skuldig vir wat jy gedoen het, is daar 'n sekere fase in 'n klein kind wat God hulle nie uitroep vir dit wat hulle verkeerd gedoen het, die sonde wat in ons is nie. Hy sê basies dat hy sê vir hulle, kan nou die regte woord kry. Die wat? Ja, hy hou hulle nie verantwoordelik vir die sonde wat hulle het nie, hulle is nog te klein. Daar is 'n sekere punt wanneer hulle groot genoeg word wat God hulle wel voor verantwoordbaar gaan hou. Maar hoor mooi, jy is nie 'n kind van God op grond van enigiemand om jou nie. Dis ek wat moet glo. En dis wat ons moet verstaan. So jy is aangeneem as kind van God. Jy is nie meer in hierdie proses van verslawing onder hierdie wet of onder dood of onder sonde. Nou kan jy niks anders te doen nie. Jy is uit dit uitgeroep en jy is aangeneem as kind van God. So nou wat hy aangaan is, nou sê hy vir ons die volgende, as gevolg van dit, hierso gaan ons nou uitkom by die derde teken en hy sê in vers 15, hy sê deur hierdie gees roep ons uit tot God, Abba, ons Vader. Nou die oomblik wanneer ek en jy verstaan, die teken nommer 3, is dat ek roep uit Abba. Moet jy verstaan dat die parallelversie vir Romeine 8 vers 15 is Galasiërs 4 vers 6. Galasiërs 4 vers 6 skryf Paulus aan die Galasiërs en hy skryf hulle dieselfde konsep. Die verskil is, hy sê vir hulle dat die gees in jou roep uit na God as Abba. Hierso kom en hy sê die gees roep uit saam met jou dat jy uitroep Abba. So dis wat jy hom hierso, so jy sal hom so lees spesifiek. Hy sê vir ons, hy sê, julle het die gees van ware kind wees ontvang en deur hierdie gees roep julle uit tot God, Abba, ons Vader. Nou dink terug 'n bietjie aan Johannes 7. In Johannes 7, toe ons deur Johannes gegaan het, toe praat ons van die 7 ek is stellings van Jesus. 7 keer wat deur Jesus 'n ek is stelling maak. Ek is die deur, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die herder, ek is. So hy maak daai sekere stellings. En op 'n stadium maak hy die stelling van almal wat dors is, kom na my toe. En dit is vir my so mooi en ek lees vir jou Johannes 7 vers 37. Hy sê op die laaste dag van die hittefees het Jesus daar gestaan en uitgeroep: as jy dors is, kom na my toe en drink. Die een wat in my glo, soos die skrif sê, riviere van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan sê hy vers 39, dit het Jesus gesê oor die gees wat die mense wat in hom glo sou ontvang. Wat beteken, as jy die Heilige Gees in jou het, sal daar strome van lewende water uit jou uitkom. Wat Romeine 8 vir ons sê, is daai gaan beteken dat jy uitroep, Abba, Vader. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy op 'n plek gaan kom, waar jy begin agterkom in jou wese, dat God is liefdevol.
God is genadig. Jy kyk en jy word gekonfronteer met die toestand van jou lewe. Jy kyk na die krisis wat jy beleef, jy gaan kyk na elke liewe ding en daar is iets wat net teen alles wat om jou aangaan net wil uitroep en sê, Here, ek is dankbaar vir wat U het en vir my gegee het. Dankie Here vir U genade. Dankie Here dat U almagtig is. Daar is iets in jou wat wil uitroep en hom verheerlik. Dis 'n ding wat gebeur net vanuit jou binneste uit, jy kan dit nie keer nie. Want dis wat die Heilige Gees doen, is hy sit binne in jou hierdie oorweldigende dankbaarheid teenoor wie God is en hierdie uitroep. Die uitroep is nie 'n ek roep vir hulp nie. Dit is dieselfde op 'n stadium in Johannes 12 toe Jesus met die donkie ingekom het in Jerusalem en dan roep die mense uit met die palmtakke, Hosanna, Hosanna. Hier kom hy, die koning. En so dis wat gebeur, as ek en jy gaan kyk hierna, dan besef ons net, iets is besig om plaas te vind. Die oomblik wanneer ons uit begin roep, is dit vanuit jou binneste. Roep ek, Abba, liefdevolle Vader. Wat gebeur is, daar is 'n vreugde in jou hart, teenoor wie God is. Nou moet ons ook verstaan die woord Abba. Nou ek moet sê, ek lag altyd, want ek begin gewoonlik sekere goeders verstaan en dan later kom ek agter, hoor jy, ek was 'n idiot gewees, ek het nie regtig die goeders reg verstaan nie. Ek het altyd geglo dat Abba was 'n verkleiningsterm soos pappa wat jy amper gebruik en is nie heeltemal dieselfde nie, want die ding is, dit is nog steeds 'n ongelooflike diep respek wat jy het teenoor jou pa. Maar dit is 'n liefdevolle pa. So jy moet verstaan dat die oomblik wanneer ek en jy God aanspreek en jy praat van God as Abba of as 'n liefdevolle pappa, moet jy verstaan dat jy moet dit met die uiterste wesenlike respek in jou hart kan sê. Wat beteken dat ek en jy, as jy gaan Openbaring lees, dan besef jy kan nie voor God staan en dink dat hierdie is 'n casual conversation nie. Hoor mooi, ons sê partykeer, eendag as ek in die hemel is, gaan ek die Here vra. Jy gaan die Here niks vra nie. Jy gaan die eerste 10 biljoen jaar net vat om jou gesig van die vloer af te draai opkry. Dis wat beleef, as ons God in sy wese beleef, dan verstaan ons hy is skepper van alles. Maar saam met dit verstaan ons dat daai einste skepper het 'n oorweldigende liefde vir jou. Soveel so dat hy sy seun aan 'n kruis gesit het en sy volle wraak uitgesit het op hom, sodat jy kan vryheid beleef. So die liefdevolle Vader is sy oorsprong is uit 'n diep, ongelooflike respek vir hom. Dis wat ek en jy moet verstaan van Abba Vader. Dan beteken dit, as ek dan sê Heilige Gees roep uit, dan beteken daar is iets wat uitroep aan die grootheid en die almag en die heiligheid van God. Maar so bewus, dat hy my sien en my ken en sy genade uitstort oor my. Dis die bewustheid van wie God is. So teken 3, is dat ek roep uit, Abba Vader, bewus van wie hy is, en bewus van wat hy doen in my lewe. Dan gaan hy af vers 16, en hier is ons vierde teken, hy sê, want die Gees self bevestig teenoor ons eie gees, dat ons kinders van God is. As jy die Heilige Gees in jou het, is hy die ene wat jou identiteit bevestig in jou hart. Hoor mooi, hy is die een wat jou herinner dat jy is kind van God. Die duiwel gaan konstant vir jou wil sê jy is nie goed genoeg nie. Konstant vir jou begin lieg en vir jou sê dat hy kan jou nie verdra nie. Vir jou te kan sê dat jy is nie goed genoeg om as kind van God te wees nie. Maar die Heilige Gees bevestig altyd in jou gees dat ek is kind van God. So 4 tekens waarna ek en jy gaan kyk. As ek en jy wil weet of die Heilige Gees in my is, nommer 1, ek veg teen sonde. Dis wat ek beleef. Die tweede een is hy lei my in heiligheid, hy lei my in gehoorsaamheid teenoor hom. Die derde een is my gees, deur die Heilige Gees in my roep uit Abba Vader. En nommer 4 is hy bevestig my identiteit as sy kind. En dis wat die Heilige Gees in my en jou lewe doen. Dis wat ek en jy kan dat sê, as ek wonder of ek glo en of ek 'n kind van God is, sal jy hierdie beleef. Jy sal dit sien en jy sal dit beleef in jou hart. En so ek wil vir jou uitnooi, dat as jy na jouself kyk en jy beleef nie hierdie nie,
wees gekonfronteer met hierdie. Smag uit na hierdie. En sê, Here, op iets moet iets ernstig verander in my hart. Here, ek kies om U te ken en U te glo. En so daar's 'n klomp maniere hoe hierdie gaan doen. Partykeer gaan jy mense jou vra, staan op, steek jou hand op. Die rede hoekom ek daarteen is, want partykeer dink mense as ek my hand opsteek, nou het ek my free ticket gekry. Hoor mooi. Glo beteken daar is 'n lewensverandering wat plaasvind. En dan gaan ons jou innooi, gaan maak 'n draai by die infodesk en sê ek wil graag deel wees van 'n disippelskapgroep en binne in daai groep gaan jy sê maar jy gaan ontdek wat dit beteken om kind van God te wees. En jy gaan journey saam met ander mense wat net so worstel met dit en hier's die lekker deel is in die proses van die worstel saam met ander mense ontdek ons kunskap en ek ontdek die Heilige Gees en ons wil mense om jou bou sodat jy dit sal kan beleef. Maar jy moet in jou wese sê, ek smag om God te ken. En as jy wel hierdie goed sien, as jy wel die tekens van die Heilige Gees in jou lewe sien, moet nooit toelaat dat die vyand kom steel en sê jy is nie goed genoeg nie. Want al wat my kwalifiseer vir die hemel, is my geloof in Jesus. En op grond van dit, is daar nou versoening tussen my en die Here, en daarom kan ek in die teenwoordigheid van God inkom. En dan sê hy vir ons vers 17, en as God sy kinders, en as ons God se kinders is, maak hy ons ook sy erfgename, en saam met Christus deel ons in God se rykdom. En dan volgende week gesels ons bietjie oor die lyding, want daar moet altyd lyding wees in die proses. En is die hart van Romeine 8, vers 9 tot en met vers 17, kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, om tyd saam te spandeer in U woord. Ek bid, Here, dat U woord ons gedagtes sal rig. Ek bid, Here, soos wat ons dit lees, dat ons die waarheid sal sien en sal beleef. Ek besef, Here, konstant, Here, dat U woord is hier om ons te rig en mag ons nie U woord gering ag nie, Here. Here, mag ons nie net ons Bybel lees net om ons gewete te sis nie, Here, maar mag ons besef, Here, dat hier binne-in opgeskryf is die waarhede wat my lewe sal verander. Mag dit my identiteit vorm, mag dit my grond in U. Heilige Gees, ek bid dat U my sal help veg teen sonde. Here, dat U my sal lei tot heiligheid toe. Here, dat U die ene sal wees wat in my sal hierdie opgewondenheid bring om uit te roep, Abba Vader. Here, dat ons in 'n oggend soos vanoggend net kan aanbidding doen om dit uit te roep aan die grootheid en aan die goedheid. En Here, en dan finaal, Here, dat ons besef, Here, dat ons op 'n plek sal wees in ons wese wat ons sal verstaan dat ons is U kinders. Mag ons dit glo en mag ons U loof in Jesus naam. Amen.